Welkom by nog 'n episode van Alles oor Afrikaans met Adam. Vandag praat ons oor taalverskynsels. Onthou julle nog die klankverskynsels? Dit het oor klanke gegaan. Klankverskynsels gaan oor hoe jy dit sê en taalverskynsels beteken wat jy sê. 'n Maklike manier om dit te onthou is plankvat. Elke lettertjie staan vir 'n tipe taalverskynsel. Ons kan die eerste een en die laaste een saam doen. Want hulle albei is amper dieselfde, so mense word die mekaar met hulle. Die eerste een is pleonasme. Oeps, ek bedoel pleonasme. Pleonasme is woordoortolligheid. Dit beteken te veel woorde om dieselfde ding te beskryf. Kom ons kyk na 'n sirkel. 'n Sirkel is al rond, so dis onnodig om te sê 'n ronde sirkel. Ronde is 'n onnodige beskrywing vir sirkel. Soos nuwe nuus. Nuus is al nuut. En soos groot massa, want massa is al lankal groot. Die een woord is 'n onnodige beskrywing vir die ander. Nou kyk ons na tautologie. Tautologie is die herhaling van woorde wat dieselfde beteken. Gratis en verniet beteken albei for free. Soms is die twee woorde wat dieselfde is saam in een woord, soos brok, stik en soos tortel, duif. Tautologie is ook as jy die verkleiningsvorm twee keer gebruik, soos myntjie. Met ander woorde, pleonasme is wanneer jy die 'n onnodige beskrywing vir die woord gebruik want die woord sê klaar. En tautologie is wanneer jy dieselfde woord twee keer gebruik. Die L van plankvat staan vir leenwoorde. Partykeer moet ek 'n potlood by my maatjie leen, want ek het nie eene nie. Net so het Afrikaans nie al hulle eie woorde nie. So dan leen ons woorde van ander tale. Partykeer bly die spelling dieselfde, partykeer verander Afrikaans die spelling. Hier is woorde wat ons uit Engels uitleen, rappie en okay. Hierso is woorde wat ons van Maleis af leen, Sesati en Boboti. Hierso is woorde wat ons uit Afrika tale uit leen, Eina en Eitsa. En hierso is woorde wat ons van Nederlands uit leen, bottel en skool. Natuurlik is daar baie meer, maar hierdie is net 'n paar voorbeelde. Afrikaans is super interessant. Die eerste A in plankvat staan vir analogie. Analogie is gedeeltelike ooreenkoms tussen dinge wat in ander aspekte weer verskil. Dit beteken ietsie in 'n woord is dieselfde terwyl die ander verskil. Kom ons kyk na die twee woorde. Ge beteken dieselfde ding. Dit beteken iets het klaar gebeur. Maar lag en gil beteken iets anders. Nou kyk ons na misdaad en misverstaan. Mis beteken verkeerd. So die twee dele is die ooreenkoms. Daad en verstaan beteken twee verskillende goed. Dieselfde geld vir ontronding en ontwrigting. Ont beteken neem weg. Onthou julle wat gebeur as ons die ronding wegneem? Analogie kan ook by agtervoegsels voorkom. Die N in plankvat staan vir nuutskepping of neologisme. Ja. Omdat die tegnologie in die wêreld so verander, moet Afrikaans nuwe woorde maak om daarbey te pas. Hierdie noem ons 'n drukker. Drukkers het nie altyd bestaan nie, so Afrikaans moes 'n nuwe woord maak. 'n nuutskepping. Hier is nog voorbeelde. Tapex is flaterwater. En 'n drone is 'n hommeltuig. Selfs die woord selfoon is 'n nuutskepping want hy bestaan nie nog altyd nie. Die K in plankvat staan vir kontaminasie. Wat beteken dit as iets contaminated is? Hier is 'n maklike verduideliking net vir jou. 'n Mens kry drinkwater en toiletwater. Albei dien sy doel en is reg. Maar as daai twee meng, dan is dit gekontamineer. Met ander woorde, die een is reg op sy eie en die een is reg op sy eie. Wel, as hulle gemeng is, dan is hulle verkeerd. So hoe werk dit met woorde?
As 'n mens in plaas van sê, dan is dit reg. En as 'n mens pleks van sê, dan is dit reg. En as 'n mens in pleks van sê, dan is dit verkeerd. 'n Mens kan ook sê ek sluit af met die volgende woorde. Of 'n mens kan sê ek eindig met die volgende woorde. Maar om te sê ek eindig af met die volgende woorde is verkeerd. Dit is kontaminasie. Die inplankvat staan vir volksetimologie. Volksetimologie. Daar's 2 redes vir volksetimologie. 1, want mense weet nie van beter nie. En 2, want mense probeer snaaks wees. Dit is wanneer die Afrikaanse taal gebruik word om soos die Engelse taal te klink. Wat staan nie? Bicycle. En wat staan nie? Bicycle. Bicycle en bicycle klink dieselfde. For better or for worse. Hoe kan ons Afrikaans so laat klink? Vir botter of vir wors. Daar's natuurlik nog baie voorbeelde. Nou kom ons by die laaste een, anglisisme. Dis wanneer ons 'n direkte vertaling van Engels maak, terwyl daar 'n beter Afrikaans woord is. In Engels vra mens, what's the time? Daarom sê baie mense, wat is die tyd? Dis verkeerd, dis 'n anglisisme. Eintlik moet 'n mens vra, hoe laat is dit? Wanneer iemand vir jou vra, speel jy sokker? En jy sê, ek doen, dan is dit 'n anglisisme. Dis 'n direkte vertaling van I do. Die regte antwoord is, ja, ek speel sokker. En dit, my liewe mense, is taalverskynsels met Adam. Onthou my te volg!